Goeiemôre hier uit ouma Martie se kombuis. Gedurende die week toe krap ek daar in die vrieskas en ek kom op hierdie pakkie af. Nou ek weet die pakkie is al 'n rukkie in die vrieskas. Eintlik is hy langer as 'n rukkie in die vrieskas, want toe ek op die vervaldatum kyk, toe sê hy best before 2015. So dit is nou 2025. So hierdie meel het presies 10 jaar gelede reeds verval. Nou weet ek daar in Rusland krap hulle die mammoete en ander diere onder die ys uit wat 'n paar miljoen jaar al daar sou lê, en dan sê hulle maar hy lyk nog piekfyn. So toe wonder ek, is hierdie meel nog piekfyn? En vanmôre gaan ek 'n breinbroodjie, dit is 'n breinbrood wheat flour. Gaan ek 'n breinbroodjie bak om te kyk of hierdie meel wat 10 jaar gelede verval het nog piekfyn is. Dis bietjie makliker om te staan. Wat ek nodig het is 'n kilogram van hierdie meel wat reeds 10 jaar gelede verval het. Ek dink dit is noodsaaklik dat dit so lank gelede verval het nie. Jy kan maar vars meel ook gebruik. Ek doen nou maar net 'n proef hierso om te sien wat gaan gebeur. Want ek 10 gram kitsgis wat in 2026 verval. So dit het nog nie verval nie. Ek het hierso 2 teelepeltjies sout en 3 teelepeltjies suiker en 'n liter warm water. Ek gaan nou net gou die meel so bietjie plat vryf. Dan stoor ek my kitsgis so liggies oor en my sout en my suiker. Dan meng ek dit so liggies deur met my hand. Maar ek dink dit is nogal belangrik dat mense dit op hierdie stadium redelik goed meng. Die ou tyd se suurdeeg moes 'n mens met geweld in die deeg inknie. Hierdie is kitsgis soos hulle dit noem. Ek dink dit is meer nodig nie. Die kitsgis, sout en suiker is nou baie goed in die meel ingemeng. Ek maak so duitjie in die meel soos ek gesien het ouma Martie doen en gooi so wat die helfte van die water in. Ek dink dis min of meer die helfte. Nou werk ek dit net so liggies met my vingers, die meel en die water deurmekaar. Ek gaan definitief nog 'n bietjie water kort en dis hoekom ek hierdie hand skoon gelos het, sodat ek hom kan gebruik om bietjie water by te gooi. Ek is nou net bang ek gooi bietjies te veel by. Ek gaan maar so bietjie water op 'n slag. Sê die deegie lyk nog of voel vir my redelik goed. Ek gaan nou net gou ouma Martie se opinie inroep. Sy sê is reg, so hy gaan nou uit die bak op die tafel. Nou kan julle sien hoe mooi skoon is my bak. Die deeg tel alles aan die kante op. Nou gaan ek vir my 'n plekkie voorberei waar ek kan knie. Ouma Martie sê daar's 300 ml water oor, so ek het 700 ml in hierdie deegie ingegooi. Dis nie suurdeeg nie, dis kitsgis. So ek glo, reg of verkeerd, dis nie nodig om die deegie so verskriklik te knie soos die ou mense gedoen het met hulle suurdeeg brooddeeg nie. 'n bietjie olie aan die onderkant. Hierdie manier van die deegie invou om voor te berei om te rys. Ek gaan die skotteltjie so bietjie olie onder smeer. Brooddeegie daarin sit. Nou gaan ek hierdie plastiese sak vat en so bo oor die deegie sit. Nou gaan ek hom iewers sit waar hy kan rys tot dubbel sy grootte. Ek het gesien dat ouma Martie in die wintermaande die hele skotteltjie in 'n swart sak sit en in direkte sonlig sit op 'n koue dag om die deeg te laat rys. Dit is gelukkig nie so koud nie. Nou net 'n lekker warm plekkie sit en dan ek skat dalk so uur en 'n half, dan behoort hy dubbel gerys te wees met die hitte soos dit vandag hier in Pretoria is. Die meel wat reeds vir 10 jaar verby hulle vervaldatum is, lyk heel goed. Die kitsgis werk definitief baie goed.
dit nog nie eers behoorlike uur gereis nie. En so lyk die skorreltjie gereis. Pragtig uitgereis. Ek gaan nie regtig die deeg afknie, soos die mense dit in die ou tyd gedoen het nie. Ek sal dit noem net afvou. So jy vat net die punte so en trek dit so terug oor homself. Ek moet sê, ek weet nie hoe die deeg regtig moet voel nie, maar dit voel goed. Ek het nou so baie mooi afgevoude bolletjie deeg, wat ek nou gaan probeer mooi in twee deel. So 'n bietjie olie aan my hande. Worstievorm, ek kry dit definitief nie so goed reg soos ouma Martie dit reg gekry het nie. Maar die pannetjie moet tevrede wees daarmee soos dit is. Terloops, die pannetjies is met margarine gesmeer. En ouma Martie sê vir my ek moet nie bo op die brood te duik indruk nie. Ons kyk of ek hierdie een beter ingevou kry. Ek moet sê dit is heel wat moeiliker as wat dit lyk. My vingers is te kort. Ek kan sommer duidelik sien hulle is nie so mooi soos die broodjies wat sy gemaak het, maar ek weet ek moet so 'n bietjie olie bo-op smeer. En die rede daarvoor is as ons weer 'n plastiekie boor gegooi om te rys, dat die plastiekie nie bo aan die broodjie vasklou nie. Die oond is nog nie aan nie. Sodra hierdie broodjies gelyk gerys is met die pannetjie, dan sit ek die oond aan op 180 grade en wanneer hulle mooi bo uitgerys het, dan gaan ek hulle eers in die oond sit. Maar dis nie nodig om nou al die oond aan te sit nie. Hy gaan net onnodige lot elektrisiteit gebruik. Hy kry nou sy plastiekie bo-op en nou wag ons tot hy gelyk is met die pannetjie. En as ek moet raai teenoor die spoed waarteen hy nou gerys het, gaan dit net so 'n halfuur se kant vat, miskien 'n 3/4 uur voordat ons die oond gaan aansit. Daar is nou nog so wat 'n halfuur verby en soos julle kan sien gaan dit uitstekend met die rysproses. Nou versigtig die plastiekie aftrek. Nou wil ek nie te veel karring aan die twee broodjies nie. Hulle gaan nou oond toe vir 'n uur teen 180 grade Celsius. En dan gaan ons uitvind of 10 jaar in die vrieskas iets aan hierdie meel gedoen het of nie. Die broodjies is uit die oond. Ek is so 'n bietjie teleurgestel. Hulle het nie so mooi gerys soos ouma Martie se nie. Maar dalk is dit omdat ek dit nie goed genoeg geknie het nie. Maar hulle is sommer heeltemal los in die pannetjie. Hulle is natuurlik nou vuur warm. Gaan hulle net so oombliekie los om tot rus te kom en dan gaan ek eenetjie sny, laat ons kyk hoe lyk hulle binne. Nou vir die groot oomblik om te sien of meel wat 10 jaar gelede reeds verval het, nog piekfyn en bruikbaar is. Dit is 'n bietjie warm. Ek sal nou 'n bietjie foto's nader neem. Dit lyk net 'n gekoopte breinbrood. Ek gaan nou gou-gou 'n bietjie margarine op een smeer en dan die proetoets doen. Die tekstuur van hierdie broodjie lyk nes die wat 'n mens in die winkel koop. Die winkels en is dalk 'n klein bietjie groter. Daar's definitief niks met hierdie meel verkeerd nie. Ek sal nou nie aanbeveel dat julle meel 10 jaar na die vervaldatum in die vrieskas bære nie. Maar indien jy nou 'n doomsday
prepper is dit goeie inligting om te weet dat jy meel in 'n vrieskas kan bære vir 10 jaar en dit's nog piekfyn.